Dan gaan ons voort in ons studie. Eerste en tweede Korintiërs, die kern van die Christelike lewe en getuienis. Vandag se onderwerp is, Die boodskap van die kruis. belangrike onderwerp, né? Ja, ek dink is die kern Ja. van die boodskap. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons die woord kan open. Ek bid asseblief dat U die Heilige Gees sal stuur en U woorde aan ons sal duidelik maak en dat ons hierdie wonderlike evangelie, Here, nie vir onsself sou nie, maar sal deel met almal daar buite. Dis my gebed in U naam alleen. Amen. Amen. Ons sleutelteks kom uit 1 Korintiërs 1 vers 18 en dit lees: Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So ons gaan 'n paar keer deur die volgende verse van Korintiërs 1, 17 tot 31 gaan. Dis eintlik waarop ons fokus is vir vandag se studie. So ek gaan dit nou lees om die volle deel lees, dat ons konteks het, en dan gaan ons dit so stukkie vir stukkie hanteer. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, skryf Paulus, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Maar Paulus skryf op 'n interessante manier, baie keer is asof hy homself in die rede val, of hy vir homself hakkies. Jy weet, so net te vinnige hier so ietsie, en dan aangaan en dan half konteks, en so, jy moet half lees tussen die lyne, partykeer om die weierprentjie te kry, want hy is asof hy inzoom by ietsie, hy hak vas, en dan gaan hy aan, en dan hak hy weer vas, en dan, dis, ek sien Paulus baie keer skryf, maar ek weet nie hoe anders om dit te beskryf nie. Dit is 'n interessante manier van verduidelik. Wat ek ook agtergekom het, omdat Paulus op daai tipe manier skryf, as jy dit in reverse lees. Ek sien, ek kry amper by die punt, en dan agteruit sy redenering. Okay. So, dis ook baie keer, dan kom jy vinniger by die punt uit, so. Nou, hier's 'n hele klomp dinge. Ja, dit is hoe ek gesê het, ons gaan net hier so konteks skep. Ons gaan by baie van hierdie punte uitkom. So, ek dink, kom ons gaan na die volgende gedeelte toe, en dan gaan ons so geleidelik deur hierdie hele stuk werk. Yes. So, die evangelie van die kruis is nou die eerste deel, dis nou vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. So, ons onthou nou, Paulus het nou net van Athene afgekom. So,
nie deur wysheid van woorde nie. It's not necessarily eloquent speech wat eintlik 'n boodskap oordra. Maar in elk geval, eerstens, gestuur hierso is weer eens dieselfde Griekse kernwoord as apostel. Om gestuur te word. So, Paulus hierso sê hy is gestuur en hier het hy nie gedoop nie, hy het nie vreeslik baie gedoop nie, maar hy het wel. Maar sy kernboodskap is om die kruis prominent te maak. Maar ook net interessant, hoekom hy noem van nie doop nie, is net voor dit, in Korintiërs in die brief, is daar 'n fokus, daar's 'n twist, wat hy noem, waar die mense praat van, jy weet, ek is gedoop deur die en ek is deur, so, hy sê, dis nie die punt nie, dit is nie deur wie nie, in wie jy gedoop is. In elk geval, dis nou net so 'n bietjie van nou. Ons sien weer eens dat die saadjies plant, die water gee, die vrugte oes, dis nie noodwendig deur almal deur dieselfde persoon nie. En dis ook nie die punt nie. Die fokus is in wie se naam ons doop, in wie se naam ons lewe. Okay, so in elk geval, die kruis, om dit prominent te maak is Paulus se doel. En dis ook waar die krag van God lê om te red. Onthou, dis die evangelie, die goeie nuus van die kruis. Hoekom is die kruis goeie nuus? Want dit wys dat ons wat 'n probleem het, en Jesus wat die oplossing is. Okay. Die volmaakte offer. En dit is die vervulling van die belofte in Eden vir Adam en Eva gegee. So Paulus skryf toe verder ook nou hierso oor die wysheid van die wêreld, dwaasheid, en jy gaan nou hieroor praat, maar hoe kan die kruis effektiwiteit verloor deur elegante en wysheid van woorde, so wat ons hier in vers 17 sien? Hoe verloor die kruis effektiwiteit? Kyk, vir my is, as iemand soos rarig, ek weet nie wat die mooie Afrikaanse beskrywing, maar well-spoken, as hulle rarige hoë taal gebruik het, dan verloor hy my, veral as dit in Afrikaans is, dan is dit soos, is verby my. So, dan is daar dinge wat verlore gaan, dis nie te sê dat 'n mens nie 'n goeie woordeskat moet hê nie, maar dat daar ook 'n eenvoud is, dat enigiemand en almal dit kan verstaan. So ons sien basies dat die effektiwiteit word verlore as ons dit nie vereenvoudig of as ons dit kompleks probeer maak, onnodig kompleks te probeer maak. En ek dink soos ons het mos nou laaste week gesien van Paulus in Athene, hoe hy hulle manier en redenering gebruik het. En ek het al met mense, en wat het Paulus doen? Hy het hulle van die Skepper God vertel, hy het die waarheid vir hulle verkondig, maar op hulle metode. En ek dink partykeer die filosofiese benadering, nie dat dit noodwendig soos verkeerd is nie, maar my opinie en my ervaring, het is soos dat hou mense se koppe in die wolke. Dit is nie vir hulle prakties nie. Ek het al met mense gesels en dan is dit net asof geestelike dinge, hulle kom nie daarop in, dit is soos airy-fairy. Ja? En ons gaan net verder kyk daar. En as jy dit probeer prakties maak, en as dit soos hulle stel nie meer belang nie, want die intellektuele waarde daarvan is nou weg. Ja. Dis so dit voorkom, in elk geval. Dit is nou maar net my ervaring dalk gewees. So, as ons nie die letterlike besef van, ek is tot stof, of ek is van stof en ek gaan tot stof, want ek het 'n doodsvonnis. En as ek nie die kruis het wat vir my instaan nie, dan het ons geen hoop nie. En as ons nie dit kan tuisbring nie, dan is die wêreldse sogenaamde wysheid eintlik in die pad. So die evangelie van die kruis, die boodskap, die evangelie van die kruis is basies, dis die goeie nuus, maar jy moet sien dat daar 'n punt is wat jy die hulp wat God bied nodig het. So ek dink ook hierso net een versie van Romeine 1 vers 21 sê, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Okay, ek het nou regtig baie gesê, maar in elk geval, ek hoop, ek het nie te veel gesteel van wat jy wou sê nie. In die volgende gedeelte, kom ons nou, dat het belaglik is vir die wat verlore gaan, die kruis. Nou, vir die antieke Romeinse wêreld was die kruis 'n voorwerp van afgryse. En dit was vir almal gewees.
Ja. As dit nou vir 'n Romein is, vir 'n Jood is, vir 'n Griek, enige iemand wat in daai tyd geleef het, wat onder die Romeine was, dit was nie 'n goeie simbool nie. Is ook vervloek is die wat aan 'n kruis of 'n Ja. boom of tak hang, wat ek weet nie wat Afrikaans is nie. Nie eers waardig om oor te praat nie. Nou Sure. tog kies Paulus juis hierdie simbool van skande as die kern van sy boodskap. Laat my dink aan Moses. Die brons slang. Dis dan juist die, ek wil amper sê die gruwelike ding wat almal gepik het. Is dit die gruwelike kruis wat opgehef word. Wie het na Jesus toe gegaan in die middel van die nag? Nicodemus. En wat het Jesus vir hom gesê? En weer gebore word. Jesus het ook vir hom gesê, O ja. net soos die kruis opgelig. Ag, die slang opgelig was. net so gaan die seun van die mens opgelaat. En Sure. so Jesus het vir hom vertel wat gaan gebeur. Die Romeinse skrywer, Cicero, was 'n heiden gewees en hy het geleef ongeveer 'n halwe eeu voor Jesus se geboorte. En hy het die Romeine aangeraai om selfs die blote gedagte aan die kruis as strafmetode heeltemal te vermy. Omdat dit so wreed was. Hy sê dit is vir ons, in ons tyd is dis nie 'n goeie idee nie. So diep was die weersin daarin dat 'n beskaafde mens dit nie eens in gesprek behoort te noem nie. Teen hierdie agtergrond het Paulus geskryf. Iets wat vir sy tydgenote absurd moes geklink het. Die prediking van die kruis. Die krag van God. Vir hom is die kruis nie 'n bron van skaamte nie, maar die werktuig waardeur God en mens versoen word. Die simbool van Jesus se nederigheid en die plek waar ons sondeskuld gedelg is. En daar's 'n baie spesifieke teksvers wat jy net nou gelees het. En dit is vers 23 van hoofstuk 1 in 1 Korintiërs. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. So Paulus kom, nee, skets hierdie prentjie van want die kern van ons boodskap is Jesus wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, die heidene. Hoekom noem hy dit? Hoekom dink jy sê hy struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke? Die vers net voor dit, 22 sê, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Die Jode was die teken gegee. Christus, die offerlam aan die kruis, maar hulle verwerp die teken. Die Grieke soek wysheid, maar op totaal na die verkeerde plekke. So op die ou end, as jy dan nie so sê, dis 'n struikelblok, want hulle was die teken gegee wat hulle nie wil aanvaar nie. En dwaasheid vir die Grieke, want dit is nie weer eens nou soos in, dit is dit wat hulle nie wil nie, hulle wil nie daai rigting gaan nie, hulle wil nie, so dit is dwaasheid vir hulle. Wel, dis so ek is in elk geval. Nou, struikelblok het my so 'n bietjie laat dink. En daar was 'n baie spesifieke teksvers. En dit kom voor in die Ou Testament ook, as ek dit reg het. Maar Jesus noem dit aan. Vir Jesus noem dit spesifiek in Matteus 21 vers 42. Wat Jesus sê vir hulle, het julle nooit die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouer verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Nou, as jy daai hele gedeelte gaan lees, wat Jesus nou aanhaal hierso, sê dit dat dit 'n struikelblok word vir die wat dit verwerp. Dat hierdie hoeksteen wat eintlik iets goeds is, word iets slegs vir die wat dit verwerp. Nee? En so dis eintlik hartseer as jy daaraan dink. Dit is nie hoe dit moes gewees het nie, maar dit is hoe dit uitgedra het. En Paulus noem dit hierso net as 'n spesifieke gedagte wat ek graag wil deel. Kom ons blaai gou vinnig na 1 Korintiërs toe, hoofstuk 2, en dan vers 2, en dit sê, want ek het my voorgenem
om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus, en hom as gekruisigde. Nou, jy het net genoem, waar Paulus gesê dat hy het nie gekom om te doop nie. Hy het gekom om Christus, Die evangelie. die kruis, vir die mense te bring. En toe die ook genoem oor net voordat hy in Korinthe gekom het, en ons het laasweek daarna gekyk, toen Athene was, die laaste boodskap wat hy daar gehad het, het hy die voorreg gehad om voor al die slim mense te praat. En toe hy in Korinthe kom, het hy half 'n ander strategie probeer, as ek het so kan stel. In plaas van om hierdie filosofiese diep manier van redenering en, as jy hoor ek sê, soos het hy meer Tot die punt dalk. ja, en meer eenvoudiger. Nou, Paulus was baie 'n intelligente persoon. Hy was 'n geleerde, ja. As jy net, jy weet, van sy briewe lees, hier en daar, dan is dit so, okay, wat het jy nou eintlik hier probeer sê? Maar in elk geval, die punt is maar net, so hy was baie intelligent, maar dit is asof hy ook besef het, dat die punt word gemis, as jy te veel fokus op al die ander dinge, né? En dit wil nie sê dat ons moet vermy om met mense wat op sekere plekke op hulle lewe is, of in hulle lewe is, om met hulle te praat, sodat hulle kan verstaan nie, as jy hoor wat ek sê. Nou voor ek daar kom, wil ek vinnig 'n vraag vra, nee, wat dink jy is die een van die grootste maniere waar slim woorde, ingewikkelde redenasies, hierdie boodskap van ons, die boodskap van die kruis, kan afwater of vertroebel? Ek dink dalk is dit vir my, wanneer mense weer eens op die eloquence of speech fokus, eerder as wat net tot die hartspunt kom. Maar ja, ek weet nie, ek dink dis net, want daar is sekere mense wat daardie redenasie en die gesprek, leiding en bewoording, dit nie van 'n probleem is nie. Maar meeste mense dink ek is soos kom tot die punt. So ek weet nie, het kan dalk. Wat dink jy? Ek dink, gaan dit oor die fokus. My broer het altyd, my skoonsussie het altyd vir hom gevra, sy by die huis gekom het, en sy was nie saam met hom gewees nie, vir ons soos, waar het jy gepreek vandag? Hy het baie keer op by verskillende kerke en goeders gepreek. En dan altyd dieselfde antwoord gegee, hy het vandag gepreek oor Jesus. Nou, dit is wat die fokus moet wees. Maar jy sien, ek is baie gefrustreerd raak met so 'n antwoord. Maar dis die waarheid. Verstaan nie, want Maar wat as Jesus, jy weet, is Jesus maar ja. nie die middelpunt, maak nie saak wat se tegnieke jy gebruik om te preek, of wat ook al het mag wees nie. Ja. Maar as Jesus nie absoluut, in totaal en al, die middelpunt is van elke liewe boodskap nie, Dan sit ons dan die pot dra jou boodskap geen waarde nie. En ek dink dit is wat baie belangrik is, wat uit vandag se les gaan, een van die groot punte wat hier vandag gaan uitkom, is dat Jesus is die middelpunt. En het moet nie middelpunt wees van die boodskap wat ons uitdra. Ja. Want dit is die evangelie. Ja. Dit is die goeie nuus. Jesus. Ja. Nou, is daar tog kere wanneer logika, wetenskap of filosofie nuttig kan wees in die verkondiging van die evangelie? Waar lê die grense? Ek dink, want ek het spesifiek hieroor 'n bietjie ook gaan dink. Ekskuus. So ek dink as jy byvoorbeeld in 'n gesprek kom oor die vloed of Genesis en die skepping, daar is logika, daar is wetenskap en alles betrokke. En jy kan vir mense wys, hey, hierso is dit. En as dit die Bybel staaf en die fokus is om die Bybel geloofwaardig te maak, dan is dit die fokus om die Bybel in sigself
dan, jy weet, So, Ek dink 'n goeie antwoord as ons byvoorbeeld ons saai van Athens en Genesis se programme uit en hulle doen 'n baie goeie werk waar hulle baie mooi verduidelik dat en wat ek nog altyd geglo het van kleins af dat die woord van God is in totale harmonie met wetenskap. Daar's geen teenstrydighede nie. Nou ergens waar dit vashak is met sogenaamde wetenskap. Waar mense sê dat dit is wetenskap, maar dit is nie regtig wetenskap nie. En maar wanneer dit ware, egte wetenskap is dit 'n totale harmonie. En ons kan dan baie duidelik sien dat jy kan vir mense die boodskap bring op 'n logiese manier waar hulle kan sien dat die Bybel is eintlik in harmonie met wetenskap. Dis nie wat ek geleer was op skool nie. Dis nie wat die sogenaamde slim mense daar buite vir my sê nie, maar dit is wat die waarheid is. Maar hierdie kan jou net so ver bring. Ja. Dit kan jou net so ver bring. Dit gaan jou nie red. Hierdie logika, wetenskap, filosofie gaan nie my sondes vergewe nie. Ek weet vir my ook nou, ekskuus dat ek jou in die rede val, maar ek besef ook nou net dat daar is dinge wat ons nie kan verstaan nie, en ons kan so filosofies daaroor gaan as wat ons wil, maar as ons dit nie kop nie, dan gaan ons dink, dit is nie waar nie, want ek kan dit nie verstaan nie. En dit is waar geloof en die kruis die fokus ook is. Ons hoef nie altyd alles te verstaan nie. So as jy op dit staat maak, dan gaan jy die punt mis. En hierdie het my laat dink dat een keer het ek 'n video gekyk van dis twee mense wat 'n debat gehad het. Een was nou 'n Christelike apologist, as jy so gaan stel, en die ander persoon was nou ateïs. En kort het die Christen vir hom sekere vrae gevra. En dan die antwoorde wat hy gee was baie interessant geweest. En wat ek nou vinnig net na die punt toe wil kom, is die volgende. Hy het vir hom gevra, wat sal maak dat jy glo? Sal jy glo as Jesus in jou verskyn? En eers toe sê hy, nee, hy sal, jy weet, en toe na dus erken hy dat hy sal eintlik nie glo nie, want miskien is hy net op dwelms, en miskien is dit net 'n droom of 'n ja, jy weet, miskien is dit, en hy het altyd hierdie rede gegee oor hoekom hy nie sal glo nie, maar al sien hy dit, al ervaar hy dit vir homself, sal hy nie glo nie, want daar sal altyd 'n sogenaamde rede wees hoekom dit nie waar kan wees nie. En dis die probleem. Ja. Dis die probleem wanneer jy met redenasies en slim woorde en sogenaamde logika, al hierdie tipe van goed, nee? As jy net daarop jou huis wil bou, dan gaan jou huis wegwas. Ja. Want dit is nie die ware rots nie. Daar is net een wat die ware rots is. So, die volgende deel is die krag van God vir die verlostes. En ons lees verder 1 Korintiërs 1:18 en 19, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God, vir die wat gered word, né? Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. So, as ons kyk na verlossing, dan is daar net een deur wie dit bemagtig kan word. By Christus lê die krag. En hoe het hy dit bewerkstellig? Deur homself te offer vir ons skulde. Dit wat ons verdien, het hy op homself gedra en sy motivering is liefde. Die krag van God vir die wat gered is, vir die wat verlos is. So die boodskap vir ons is dan, hoe sien God ons? Hoe word ons in sy oë? Ons is waardig om geliefd te word, om gered te word. En dit gee vir ons weer krag, dit gee vir ons die vermoë
om lief te hê soos hy, om te vergewe soos wat hy vergewe. Daar is krag in vergifnis, daar is krag, want dink dit gou, die ou wat verlam was, Lukas 5, sy 4 vriende wat hom na Jesus toe gebring het. Wat het Jesus eerste vir hom gesê? Jou sondes is vergewe. En daarna het hy vir hom gesê, staan op en loop. Daai man was gerusgesteld omdat sy sondes vergewe is. Ons sit baie keer die klem op iets anders wat dit eintlik behoort te wees. Die kruis gaan nie oor om ons lewe hier so makliker op aarde te maak nie. Dit gaan oor verlossing. Van wat? Van sonde. So, Ja, dit is ook deel van die disciples het heel eerstens toe hulle nou die Messias ontdek het, as jy het so kan stel, het hulle gedink dat Messias is hier. Ons gaan verlos word van die Romeine. ja, Maar hulle het die punt gewis dat die Messias is hier, hulle gaan verlos word van hulle sonde. ja, En dit beteken nie dat dit kan nie 'n invloed hê op jou lewe nou, dat dit jou lewe nou beter kan maak in sekere opsigte en dat jy nou 'n goeie lewe kan leef as gevolg daarvan nie. Dat jy baie meer gesond gaan wees in alle opsigte. As gevolg hiervan. en dat jy vrede Want ten spyte Jesus van die sê dat storm. hy het genesing gebring. Maar dit is nie die fisiese genesing. Soos wat jy noem, hy het eers geestelik met hulle gewerk voor hy fisies Dis die kern. want dit is waar dit eintlik gegaan het. Kolossense 1 vanaf vers 13 tot 20. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstegeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge. En in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstegeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as dinge in die hemel. So wat het Jesus aan die kruis vir ons bewerkstellig? Ons sien dit, Petrus, 1 Petrus 2:24 sê dit mooi, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Sien, baie keer soos dis die eenvoud daarvan, daarin lê die krag, van die kruis gee nie net redding nie, maar ook vryheid van sonde. Oorwinning, nie net oor die dood nie, maar oor die sonde wat oor ons mag het. Hy wat ons sonde gedra het, as ons saam met hom sterf, kan ons saam met hom lewe. En dit is die krag van die verlossing. So die punt is altyd die gekruisigde Messias. 'n Gekruisigde Messias was vir sowel Jode as Grieke onbegryplik. Hoekom? Onbegryplik. Ja. Want hulle wou 'n Messias gehad het wat hulle van die Romeine gered het. Of, ek weet nie hoe met die Grieke nie, hulle het ooit vooraf staande idee Ons kyk na die gode. So, dis interessant, in Athene het Paulus mos nou hierdie spesifiek nou met hulle gepraat oor al hulle gode en so. As jy gaan kyk na die gode van die Grieke, die Romeine, wat se nasie ook al gevat het. Wat het hulle altyd probeer doen met hulle gode? Of hoe het hulle altyd hulle gode probeer wys? Dis hierdie magtige God. Dis hierdie God wat hierdie kan doen, dis hierdie God wat daai kan doen, dis die God van hierdie, dis die God van daai. En hy's magtig, hy het krag. Jy weet, hy kan, dis donderweer. alles, ja, alles. Die God van donderweer, dis die songod, dit is, wat ook al het mag wees. En nou kom Paulus, Dis hierdie man wat op 'n kruis sommer gesterf het. Hy die God wat gekruisig is, Sjoe, die God wat nie homself kon red nie, wow.
En dit is hoekom die Grieke kom, en hulle is in, van wat praat jy? Vir ons is in, dit maak nie sin nie. En die Jode is net soos in, vir hulle is dit amper, hulle is amper skaam daaroor, want dit is sogenaamd hulle Messias. Ja. Wat hulle verwag het, hulle gaan verlos van die Romeine, en dit het nie gebeur nie. Hulle sogenaamde Messias, So, wat hulle opgewag het, is gekruisig. En ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Dis 'n En hierso, en Paulus kom en sy boodskap is die gekruisigde Messias. Is die Messias, die een waarvan ons gewag het, en hy is gekruisig. En hulle verstaan dit nie, want hulle het die punt gemis. En dit is my baie interessant, wie het nie die punt gemis nie? Baie min mense. meeste van hulle was eenvoudig. Aan wie die engel verskyn toe Jesus gebore is? Die herders. Die skaapwagters. En amper die uitskort van die gemeenskap. Wie het na Jesus toe gekom, terwyl hy in die stal was? Die wyse manne. Dit was wyse manne gewees, maar was hulle Jode? Ja. Was Ja. hulle van die volk van God gewees? Of was hulle van 'n baie ver land? Verstaan jy? Sure. 'n Land wat tegnies gesproke nie deel is van die Uitverkore. volk, die volk van God. So, wie het nie die punt gewis nie? Wie het geweet dat hierdie is die koning? Baie min mense. Maar God het vir ons, reg hierdie Ou Testament, het hy vir ons die profesie gegee, wat gewys het aan die Messias wat gekom, wat gaan wys het hoe hy sou Die leef, nederigheid, ja. en hoe hy sou sterf. Ja. Maar dit was gemis, want dit was nie deel van die idee Ja. van wat hulle graag van gehad het nie. En ons moet vir ons self ook 'n bietjie afvra, is die Jesus wat ons aanbid, skep ons eie beeld van hierdie Jesus, sodat hy pas by die idee wat in ons kop is? Sal ons Jesus herken as hy nou kom? As hy vandag aankom in Kaapstad? Sal ons hom herken? Sal ons hou daarvan van die plekke waarheen hy gaan? Mense Of sal ons wat hy- ongelukkig wees met hom, om te sien, ja, hy spandeer tyd met daai mense. So, dit is alles net vrae wat ons onsself moet afvra. Ons het hierdie gelees, ek gaan dit weer lees, en dan gaan ek dit ook lees saam met 1 Korintiërs 2 eerder 3, vers 19. Nou, kom ons lees eers 1 Korintiërs 1 vers 21 en 23, het sê, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Griek soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Nou as ons gaan na 1 Korintiërs 3 vers 19 sê dit, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Hoekom is dit so? Ons het nou net gesien, dat dit wat hulle na soek, dit maak nie vir hulle sin nie. Of die Messias wat verkondig word, maak nie vir hulle sin nie, want dit is nie hulle prentjie van God nie. Nou, vers 20 sê, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Jesus kom en hy sê dat ek is die weg, die waarheid en die lewe. Salomo sê vir ons ook in Spreuke dat wat is wysheid? Daar's net een wat wel wysheid is, dis God. Die wysheid van die wêreld, ek wil weer eens sê, sogenaamde wysheid. Dis nie ware wysheid. Hoekom is dit dwaasheid by God? Want dit is woorde, geskommelde letters, sonder waarde. Ons kan skryf, en ons kan praat, en ons kan preek, en ons kan die mooiste manier van praat gebruik, en woorde by mekaar sit, op
strategiese maniere om mense se aandag te hou. Maar sonder Christus is dit waardeloos. En dit het my laat dink aan, daar's 'n film wat ek en jy gekyk het, so 'n paar jaar gelede, met die naam van Time Changer. En ek wil nie regtig dit vooruitloop vir mense wat dit nog nie gesien het nie, maar ek dink dit is iets wat goed is om te kyk, want dit maak jou oë oop, om weer eens net te besef, dat sonder Jesus, in die prentjie, al het jy die goeie waardes, al het jy die goeie dinge wat die Bybel vir ons leer, maar as jy Jesus uit die prentjie uithaal, dan maak niks meer sin nie. Dan verloor jy die waarde van jou boodskap. Weereens, Christus die krag en die wysheid van God. Ons gaan oor dieselfde verse oor en oor. 1 Korintiërs 1 vers 20. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld hierdie wysheid God nie geken het nie. Aangesien in die wysheid van God die wêreld hierdie wysheid nie God geken nie. So, ons wysheid gaan nie vir ons help om by God uit te kom nie. Dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Vanaf vers 30 en 31, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe, die wat roem, moet in die Here roem. Jy weet, dit laat my dink aan byvoorbeeld leiers soek mag en wat beteken mag? Ek kan sê en dit is soos wat ek het wil hê dit gaan gebeur. Ek hoef jou vinger te lig nie. Maar ware leierskap is om te dien. Want dit is wat Jesus vir ons kom wys het. Ja, ek dink soos baie keer die mag wat mense op soek is na, is om beheer te wees oor ander mense. Is jy wat ek sê? Ja. En wat jy nou, die punt wat jy nou maak is dat ware leierskap, is eintlik ware diens, waar jy nie ander mense beheer nie, maar jy eintlik hulle dien. Ja. En dit is juist 'n voorbeeld van waar die wysheid van God in vergelyking met die wysheid van die wêreld. En as ons met 'n teachable spirit na Jesus toe kom, na God toe kom, kan hy ons leer en hy kan vir ons wysheid gee wat ver bo die wêreld se idee van wysheid strek. So dit ook waarop die wêreld baie keer neerkyk. Soos byvoorbeeld iemand wat fisiese arbeid doen, word gewoonlik die minste betaal. En hulle word gewoonlik nie regtig waardeer nie, totdat jy dit self moet probeer doen, né? Dit wat eintlik edele werk is, sien mense neer op. Is goed vir die liggaam, is goed vir die siel. Daarom in die tuin te wees byvoorbeeld. Maar so ook die moeilike seisoene van die lewe. Baie keer wil mense dit wegwens. En dit is juis in daardie tye waar die Here vir ons die groei, dit bring ons weer 'n paar dinge. Dit gee ons 'n geleentheid om te sien wie en wat ons is. Dit gee ons 'n geleentheid om te kies, gaan jy in hierdie tydperk op Christus steun of op jouself probeer steun? Dit gee jou ook die geleentheid, gaan ek nou hieruit leer en aan my karakter laat skaaf, of gaan ek hardkoppig wees en dit eintlik het moeiliker maak en myself verhard? So, niks is uit onsself nie, alles is genade. Dis die Here se genade wat ons tot by daai punt bring, dat dit moeilik is, en as ons 'n verhouding met hom het, kan die Heilige Gees met ons praat. En ons sê, maar hy, dis hoekom, of dis 'n geleentheid, jy weet, om te groei. So, ons het niks om op te roem nie. Dis nie ek wat myself kan red uit die moeilikheid uit nie. Dis nie ek wat myself kan help eers om te groei, of ek kan wel kies om die Heilige Gees toe te laat om in my te werk. So, maar ons het niks om op te roem nie. En dis wat hier so daai punt gemaak word. Die wat roem, moet in die Here roem. So, hy gee die oplossing vir die sonde, hy gee vir ons sy geregtigheid, want ons het niks. Hy bewerkstellig ook die heiligmaking,
wat in ons moet gebeur. So Handelinge 13 vers 46 is baie interessant, maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat julle die woord van God, dat die woord van God eers aan julle verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend onsself tot die heidene. Hulle gaan nou toe ergens anders nie meer na die heidene nie, Jode nie, maar kyk ons na 'n moeilike tyd en ons sê, ek is nie lus hiervoor nie. Soos in, verwerp ons die ewige lewe, omdat ons nie die kruis wil aanvaar nie, omdat ons nie wil erken dat ons hulp nodig het nie. Die krag, die wysheid, kom van Christus, wat vir ons daai gee. Ek dink deel daarvan is dat die menslike probleem is, deel van die sondige natuur, deel van die menslike natuur, is dat, hoe ek het in elk geval sien, jy kan my maar sê as ek verkeerd is, maar ons wil dinge op ons manier doen. Ek sien dit in ons kind baie keer, as ek haar probeer help, dan wil sy eers haar manier probeer, totdat dit nie werk nie, en dan uiteindelik sal sy miskien het toelaat om jou haar te help. Ja, wat ek sê? En ons is baie keer dieselfde, soos ons wil eers ons manier probeer, en dan miskien sal ons dan gaan na God toe en sê, asseblief help my. Nou, ons wysheid, en jy het dit nou ook genoem, kan nie ons bring tot die kennis van God nie. Ons kan nie deur ons eie kragte doen nie. En nog meer, kan ons as mens, en deur ons sogenaamde wysheid, kennis en whatever, die sondeprobleem oplos. Ons is verlore. Ons het net een reg, en is om te sterf. Ja. Want die loon van die sonde is die dood. Maar dit stop nie daar in die genadegawe, van Jesus Christus. Hy is die een wat kom en waarde in ons plaas. Want sonder Christus het ons nie identiteit nie. Sonder Christus het ons nie waarde nie. Ons waarde alleen is deur Jesus, wat sy lewe vir ons gegee het. Teruggekoop het. Ek wil graag afsluit met 'n baie mooi gedeelte in die boek Handelinge van die Apostels. En dit sê die volgende: Paulus het goed geweet hoe sy boodskap deur sowel Jood as Griek in Korinthe ontvang sou word. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Het hy erken, 'n struikelblok vir die Jode en daar's dit vir die Grieke. Onder sy Joodse toehoorders was daar baie wat hulle oor die boodskap wat hy op die punt was om te verkondig, sou vererg. Volgens die Grieke sou sy woorde onsinnig dwaasheid wees. Hy sou 'n swakkeling beskou word om te probeer wys dat die kruis enige verband met die verheffing van die menseras of die redding van die mense kon hê. Maar vir Paulus was die kruis die enigste voorwerp van uiterste belang. Sedert hy in sy loopbaan as vervolger van die volgelinge van die gekruisigde Nasarener gestuit is, het hy nooit opgehou om in die kruis te roem nie. Hy het destyds sy openbaring van die oneindige liefde van God ontvang, soos in die dood van Christus openbaar. En 'n wonderlike hervorming het in sy lewe plaasgevind, wat al sy planne en voornemens in harmonie met die hemel gebring het. Van daardie uur af was hy 'n nuwe mens in Christus. Uit eie ondervinding het hy geweet dat wanneer 'n sondaar eenmaal die liefde van die Vader, soos gesien in die soenoffer van sy seun, aanskou het en aan die goddelike invloed toegegee het, daar 'n hartsverandering plaasvind en dat Christus voortaan alles en in alles is. As ons daardie ontmoeting by die een wat vir ons gesterf het, in ons plek op die kruis, kan hê, sal ons waarlik 'n hartsverandering sal hê in ons lewe. Dis die middelpunt van die evangelie. Dis die middelpunt van wat ons glo.
En mag dit die middelpunt wees van die boodskap wat ons uitdra aan mense daar buite. Hemelse Vader, my gebed is eenvoudig dat U net vir ons sal help om op U te fokus. Dat wanneer ons U met mense deel, dat dit wat U vir ons gedoen het, die fokus en die middelpunt sal wees. Dankie vir U liefde en vir U offer. Help ons om te roem in die kruis. Amen.